Goeiedag almal, dit is Theo en kom ons gesels so bietjie oor die storie van Dawid. Nou Dawid se storie het begin by sy oupa Obed, die seun van Boas en sy vrou Rut, die Moabitiese. Nou Dawid se pa Isaai was bekommerd oor die feit dat Dawid Moabitiese bloed in hom gehad het en dus sy vooruitsigte as baie belangrike man in Israel sou belemmer. En dit het hom en al sy ander seuns laat besluit om Dawid na sy geboorte uit Bethlehem te verban. Dawid was dus 'n baie jong seun, tussen 3 en 4 jaar oud, na die veld verdryf en het daar opgegroei as herder van skape. Maar sy ma, Nitsabet, het snags uitgesluip om hom in die veld te versorg. Hier in die veld, verworpe deur sy pa en sy broers, het sy ma hom geleer om in die weë van God te wandel. Maar sy lewe hier in die veld was nie aangenaam nie. Psalm 69 vers 2 tot 4. Verlos my, o God, want die waters het tot my siel gekom. Ek sink in grondelose modder waar geen staanplek is nie. Ek het in waterdieptes gekom en die stroom loop oor my. Ek is moeg van my geroep, my keel brand, my oë versmag terwyl ek wag op my God. Jy weet verder, almal in Bethlehem het uit vrees vir Isaai Dawid gewoon en gedurig beskuldig van dinge wat hy nooit gedoen het nie. Psalm 69 vers 5. Die wat my sonder oorsaak haat is meer as die hare van my hoof. Die wat klaar staan om my te vernietig, wat sonder grond my vyande is magtig. Wat ek nie geroof het nie, moet ek dan teruggee. Maar weet jy wat, sy ma Nitsabet het hom geleer om op die Here te vertrou, afgesien nie teenstaande enige iets. Vers 9, vreemd en onbekend het ek vir my broers geword. Vers 14, maar ek, my gebed is tot U, o Here, in die tyd van genade, o God, verhoor my deur die grootheid van U goedertierenheid. Maar afgesien van al die teenkanting en al die vernederings en verwerping wat Dawid as jong seun en man ervaar het die Here God hom raak gesien en 'n plan met hom gehad. 1 Samuel 16 vers 1. Daarna sê die Here aan Samuel: hoe lank sal jy treur oor Saul, terwyl ek hom verwerp het om koning te wees oor Israel? Vul jou horing met olie en gaan heen, ek stuur jou na Isaai van Bethlehem, want ek het onder sy seuns vir my 'n koning uitgesoek. Vers 6. Toe die seuns van Isaai inkom en hy Samuel Eliab sien, dink hy, gewis, hier staan die Here se gesalfde. Vers 8. Toe roep Isaai Abinadab en laat hom voor Samuel verbygaan, maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. Vers 9. Verder het Isaai Sama laat verbygaan, maar hy sê, hierdie een het die Here ook nie uitgekies nie. So het Isaai dan sy 7 seuns voor Samuel laat verbygaan, maar Samuel het aan Isaai gesê, die Here het hulle nie uitgekies nie. Verder het Samuel aan Isaai gevra, is dit al die seuns? Vers 12. Daarop het hy gestuur en Dawid laat kom, en hy was rooierig, met mooi oë en 'n mooi voorkoms, en die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Vers 13. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En hier het Dawid se storie begin soos ons dit in die Bybel vind. Maar jy sien, Dawid se eintlike storie het begin as jong seentjie, verwerp deur sy pa en sy broers, grootgemaak en geleer deur sy ma en raak gesien deur die Here God. En ek wil vandag vir jou sê, maak nie saak wie jy is en wat jy deurgemaak het as kind en waar jy groot geword het nie. Dawid se storie is jou storie en God het 'n plan met jou. Onthou dit altyd. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat Dawid se storie ook ons storie kan wees. Amen.